Goeiedag liefdes, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. Gister het ons gesien hoe Paulus se oorgawe hom lei om Jesus te volg sonder 'n ontsnappingsroete. Maar vandag wil ek jou wys waarom hy so radikaal kon leef. Want Paulus se woorde in Handelinge 21:13 is nie koud of roekeloos nie. Dis gebore uit 'n diep transformerende tipe geloof. Nou kom ons lees net dit weer saam. Waarom wil julle my hart sag maak met julle huilery? Ek is bereid om ter wille van die naam van die Here Jesus nie net in Jerusalem gevange geneem te word nie, maar selfs te sterf. Nou hierdie is nie net 'n vers nie, dit is 'n venster in Paulus se siel. Dit wys hoe 'n mens lyk wanneer geloof jou hele waardestelsel eintlik maar net verander. Die realiteit van wat voor lê. Jerusalem was nie net 'n stad vir Paulus nie. Dit was 'n stad vol spanning, 'n stad waar godsdienstleiers hom wou stil maak, 'n stad waar sy naam vergifnis en woede gelyktydig eintlik maar uitgelok het. En Agabus, die profeet wat opgedaag het in hierdie vertrek se profesie, die gevaar kom bevestig. Paulus sal gebind word, hy sal vervolg word. Hy sal in die hande van sy vyande val. Nou die gelowiges wat om hom was, die wat nou so huil en smeek, nou hulle besef dat hulle huil, hulle smeek, hulle vrees vir sy dood, maar Paulus het reeds eintlik maar 'n besluit gemaak. Geloof wat nie 'n koste het nie, is 'n geloof wat eintlik nie saak maak nie. Dis belangrik dat ons geliefdes maar net eerlik is. Om Jesus te volg kos soms iets van jou. Eintlik kos dit altyd iets van jou. Dit kos jou gemak, dit kos jou dikwels jou reputasie. Dit kos jou gewilde opinies. Sekere dinge gaan jy moet ophou sê om populêr te wees. Dit kos jou soms jou verhoudings. Dit kos jou selfs jou eie planne. Selfs Paulus, die apostel van genade, hy moes hierdie pad loop. En dis hoekom hy sê, hoekom maak julle my hart sag met julle gehuil? Met ander woorde, moenie van my roeping af wegtrek met emosie nie, moenie wegvat met julle emosie nie, moenie ook daai skuldgevoel op my laai nie, want ek dink Paulus is net so lief vir hulle. Maar Paulus sê vir hulle, ek weet waarvoor ek lewe. Hy het sy roeping gesien en hy het besef, hierdie pad gaan my iets kos, maar dit is die voorreg van my lewe. Geliefde, hier is die geheim. Paulus was nie bereid om te sterf omdat hy 'n sterk mens is nie. Dit was nie wilskrag wat hom per se gedryf het. Ek dink dit speel 'n rol, maar dit was nie noodwendig die motivering nie. Hy was bereid omdat hy 'n getransformeerde mens is. Hy het iets verstaan van wat baie Christene vandag mis. Die grootste eer wat 'n mens op aarde kan hê, is nie om suksesvol te wees nie, maar om waardig geag te word om vir Jesus te ly. Dis hoekom die eerste kerk eintlik maar so vinnig gegroei het. Nie omdat hulle gemaklik was nie, inteendeel, maar omdat hulle vol oorgawe was. Dis mense wat met groot opoffering hulle tyd, hulle energie, hulle gawes, hulle vermoëns gegee. Dis mense wat nie gevra het, wat gaan hierdie my kos nie? Nee, hulle het gevra, wat gaan dit Jesus kos as ek nie gehoorsaam is nie? Wat gaan dit die kerk van God kos as ek nie gehoorsaam is nie? Geliefde, dit is geloof wat transformeer. Nou op hierdie Dinsdagoggend, kan ek jou iets vra? Wanneer laas het jou geloof jou iets gekos? Wanneer laas het jy vir Jesus 'n besluit gemaak wat jou gemak oorstyg het? Wanneer laas het jy 'n pad geloop wat nie noodwendig vir jou voordelig was nie, was nie vir jou maklik nie, dit was 'n groot koste, maar vir God se koninkryk was dit uiters kragtig. Nog nie, dit is nie 'n manier vir my om jou skuldig te laat voel nie, dis eintlik net 'n uitnodiging. Geliefde, geloof sonder 'n koste is leeg. Dis 'n geloof wat nie saak maak nie. Maar geloof wat iets kos, is 'n geloof wat jou verander. Paulus het dit verstaan. Die pad van gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie, maar dit is altyd die moeite werd. Mag jy vandag die moed hê om te sê, Here, my geloof mag my dalk iets kos, maar dit is 'n eer en 'n voorreg om daai prys te betaal en U te volg op 'n wyse wat saak maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vandag vir die voorreg wat ons het om te leer uit die woord uit,
verhale van Paulus, verhale van durf, van opoffering, van mense wat omgee, wat iets sien en iets hoor wat hulle nie wil hê nie, van vir die vlees wil ons nie tot sien sê nie, vir die vlees wil ons sê, bly by my, ek soek wat gemaklik is, ek soek wat lekker is, los vir ons Paulus, die een by wie ons so baie leer, maar dan kom Paulus en kiers regop en eerlik antwoord ter daai mense om hom sê, hoor hierso, kan julle nie sien, dat ek nie kan nee sê vir wat God van my vra nie. En daarom vandag bid ek, Here, vir ons elkeen, soos ek vir myself bid, dat ons sal uitklaar en louter dit wat werklik saak maak, dat ons sal uitvind by U deur tyd te spandeer saam met U oor waarvoor ons werklik moet ja sê en waarvoor ons eintlik moet nee sê. Dat ons die ruimte en die spasie skep om getransformeerde lewens te lewe. My gebed, Here, is dat ons nader aan U beweeg, sodat ons meer sal skyn, meer sal reflekteer die heerlikheid van die Here en so 'n impak sal hê in die wêreld waar ons lewe. Vader, U koninkryk is die beste koninkryk om in te behoort. En die familie in die hemel is 'n familie wat moet groei. En daarom het U ons waardig geag as die mens om die storie van Jesus te vertel. Mag ons waardig wandel die roeping waarmee U ons vertrou. En dat ons nie sal lewe met 'n uitkomkans tipe gedagtegang nie, maar mag ons lewe met 'n volkome ja, wanneer ons ja sê vir Jesus. Ons dankie, ons eer en ons loof U, en daarom sê ons amen en amen. Geliefde, baie dankie vir julle liefde en vir julle omgee. Gaan in vrede. Totsiens.